wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou verlosser, jou saligmaker, dan kom die Here en hy jy breek met slawerny van sonde. Hy verlos jou van die mag van duisternis. Jy word 'n kind van God. Wie van julle is kinders nog? Jy word 'n kind van God. Jy gaan deur 'n geestelike geboorteproses. Die Skepper God, wie jou gevorm het in jou moederskoot, hy word nou jou hemelse Pa, jou hemelse Vader. Jy het die vrymoedigheid om op sy skoot te sit. Jy het vrymoedigheid om hom jou Pa te noem. Jy word ook deel van God se huisgesin. Jesus is nou jou ou boet. En saam met almal wie in Jesus glo, nie net hier nie, reg oor die wêreld heen, is jy deel van 'n geestelike familie. Dis hoekom jy partykeer by iemand se werksplek kan instap, jy ken die persoon van geen plek af nie, maar jy kan saam met daai persoon praat, want jy glo in dieselfde God. Dieselfde Gees wat in daai persoon is in jou. Jy is deel van geestelike familie. As jy my ken, ek is baie lief vir Efesiërs 2 vers 19 wat sê, julle is dus nie meer ver van God af nie. Julle is nie vreemdelinge of bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Dis wat geestelike familie beteken. Goed. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor hoe relate geestelike familie met jou familie van oorsprong. Jy kom uit 'n familie. Jy het ouers. Jy het 'n pa. Jy het 'n ma. Aan beide kante is daar 'n ouma en 'n oupa. Dan is daar boeties en sissies. Jy het, die van julle wat al het, getrou. Maar nie gedagtes kry. Jy het getrou. En jy het uiteindelik kinders. Dis jou fisiese familie. En hoe lyk jou verhoudings in jou fisiese familie? En hoe relate daardie verhoudings met jou geestelike familie? En hoe relate die verhoudings wat jy in jou geestelike familie en die verstaan van identiteit binne jou geestelike familie weer terug na jou fisiese familie? Ons kan vir onsself vra, wat is die impak wat jou aardse verhoudings met jou ouers of dan nou die tekort aan verhouding met jou eie ouers en jou familie het op jou verhouding met God die Vader en jou geestelike familie? Tot watter mate het jou verhouding met jou eie pa 'n impak op hoe jy God die Vader sien? Sukkel jy dalk om met God te relate as pa, as vader, want jy het nie daardie voorbeeld, jy het nie daardie verhouding met jou eie pa gehad nie. As ek dit omdraai, kan ons ook sê, tot watter mate wil God hê dat ons verhouding met hom as Vader, ons identiteit as kinders van God, ons identiteit as lede van die huisgesin van God die Vader, en as deel van hierdie geestelike familie, hoe wil
Hy moet daai verhoudinge, daai identiteit terug impakteer op jou verhouding met jou fisiese familie. Want baie keer kom jy uit 'n gebroke situasie hier in jou fisiese familie, waar jy seker goed net nie verstaan nie, waar jy seker goed nooit ontvang het nie, waar dan nooit jou ouers het gesukkel om jou te vader en jou te moeder. En nou kom jy in 'n geestelike familie en die Here kom leer jou oor vaderskap, die Here kom leer jou oor identiteit. En hy kom spreek in jou lewe in, maar is dit nie so dat die Here dan wil hê, dat dit wat hy inspreek in jou, en die waardes wat hy in jou inbou, moet terug reflekteer op jou verhoudinge met jou fisiese familie? Ek sien soveel keer mense wat in die kerk inkom en die Here werk met hulle, nou vind hulle identiteit in die kerk, in gemeenskap van gelowiges, maar nog steeds val hulle verhoudinge in die fisiese uit mekaar. So hier is iets wat gebeur. Baie mense kom in gemeenskap van geloof, kom tot bekering en sukkel vir jare om met God te relate, want hulle het nooit hier gerelate nie. So vanoggend wil ek met jou praat oor daardie impak. Hoe hierdie twee, jou fisiese familie van oorsprong en jou geestelike familie met mekaar relate. Want binne dit wil ek vir jou sê, wil God vir jou vrymaking gee. Wil die Here deurbraak gee. Wil hy verlossing bring. En mag die Here kom en tot ons spreek as gelowiges, want as jy vanoggend hier sien en sê jy maar, ek het 'n soek, ek het 'n honger na die Here, ek erken hom as my Vader. Maar miskien moet jy erken, ek sukkel met hom as Vader te relate, want tot op hede kom ek en my pa dalk nie so goed door die weg. Ek en my ma scratch van tyd tot tyd. As ek regtig eerlik moet wees, wanneer my ouers kom kuier, dan is ek jittery en ek is reaksioneel en ek is dalk kortaf. En nou wil ek met die Here praat en ek wil met geestelike boeties en sussie vriendelik wees en ek wil liefde deel met almal, maar ek kan nie vir my eie ma met al broos wees en opreg wees en intiem 'n gesprek met hom nie. Want ek sukkel. Sjoe. En dis die realiteit van familie. En my oortuiging is dat die Here herstel wil bring in familie in jou lewe. Fisies, maar ook geestelik. En miskien gaan die herstel eers fisies plaasvind en dan geestelik reflekteer, maar so baie keer kom die Here en hy doen iets geesteliks in jou hart en hy wil daai herstel terugvat in die fisiese, sodat jy in die fisiese verhoudings kan sien herstel wat vir jare nooit herstel was nie. Want die Here kom doen iets in jou hart en hy kom leer jou iets van sy vaderhart en van sy begeerte vir familie. God is 'n verhoudingswese. Dit gaan vir hom alles oor familie. As jy jou Bybel het, baie gesaam met my, na Efesiërs hoofstuk 6, vers 1 tot 4, gaan ek lees. So ons praat oor familie, wil ek in die woord, wil ek geestelike en fisiese familie na mekaar toe deurtrek. Ek wil begin in hierdie stuk praat met ons oor fisiese familie. Oor die verantwoordelikheid wat familie teenoor mekaar het. En hoor my, jy wat vanoggend hier sit, nie een van ons kan sê, ek is nie 'n kind van 'n vader, 'n pa en 'n ma nie. Ons almal is kinders. Baie van julle is dan self ook ouers.
van julle kinders, as ons nou kyk na die tieners wat hier is, jy's nog in jou ouers se huis. Jy staan onder hulle gesag. Maar ek is nog steeds 'n kind van my ouers, maar ek is nie meer in hulle ouers huis nie. Daar's 'n verskil daar. So mag die Here vanoggend iets met ons praat, sodat ons hierdie fisiese en geestelike beginsels na mekaar toe kan bring. Efesiërs 6 vers 1. Kinders, sê ja? Ja. Dankie, dat sê. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte daarby, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Nou ek wil graag uitlig kortliks ons verantwoordelikheid as familielede teenoor mekaar uit die skrif. Eerstens praat hy met kinders. Kom ons haal die belangrike deel uit daar in die middel, waar hy sê, kinders, moet julle ouers eer en respekteer. En dan wil ek by sê, selfs al is jou ouers veeleisend en soms onredelik. Is dit nie so nie? Is van julle ouers dalk veeleisend? Ek sien hierdie tieners vandag. En dalk soms onredelik. Jy voel jou ouers is onredelik. Maar die Here sê, eer en respekteer jou ouers. Wat sê hy vir die ouers? Ouers, julle moet julle kinders in liefde en met gesonde dissipline grootmaak. Selfs al is daai kinders ongehoorsaam en disrespekvol. Kinders is geneig om disrespekvol te wees. Maar ouers het 'n verantwoordelikheid om in liefde en met gesonde dissipline die kinders groot te maak. Want as dissipline nie daar is nie, dan gaan kinders die pad luister op. Kinders kort lyne, riglyne, boundaries. Baie belangrik. Nou wil ek 'n onderskeid tref tussen, jy hoor die skrif sê hierson, ek het nou gesê kinders, en ons almal moet sê ons is kinders, maar daar is 'n onderskeid tussen gehoorsaamheid en eerbied. Gehoorsaamheid aan die een kant beteken, wat beteken gehoorsaamheid? Doen wat jou ouers van jou vra. Dis wat gehoorsaamheid beteken. Eerbied beteken daarteenoor, hê jou ouers lief. Respekteer hul rol soos deur God bestem. Al stem jy nie saam met hulle nie. Eerbied beteken nie, ek keer goed alles wat my ouers doen nie. Hoor julle? Eerbied is onafhanklik van hoe voel ek oor wat my ouers doen, en keer ek dit goed, en stem ek saam, en gaan ek met alles wat my ouers doen. Eerbied staan los van dit. Eer en respekteer jou ouers. Hê hulle lief, sê die Here. Regardless. As ek teruggaan, gehoorsaamheid is slegs van toepassing vir so lank as wat jy onder die sorg en die gesag van jou ouers staan. As jou ouers vir jou sorg en jy staan onder hulle gesag, dan vra God gehoorsaamheid aan hulle. Al is jy nou al 'n jong volwassene, maar as jy onder die sorg van jou ouers staan, sê die Here, wees jou ouers gehoorsaam. OK? Maar as jy 'n volwassene is, ek gaan nie meer my ouers gehoorsaam nie. Dan
Dankie Robbie. Maar ek gaan wel my ouers eer en respekteer lewenslang. Hoor my? En daar's 'n belofte daarmee sal hy sê, sodat dit met jou goed sal gaan. En jy 'n lang voorspoedige lewe mag hê. En deel van 'n lang voorspoedige lewe beteken dat jy ook kinders gaan hê, en dat jy graag wil hê, jou kinders moet jou ook eer. En as jy nie jou ouers eer nie, hoe kan jy verwag van jou kinders om jou te eer? Is dit nie? As jy nie as kind gehoorsaam was teenoor jou ouers en onderwerp het aan hulle gesag nie, pluk jy die vrug van jou eie ongehoorsaamheid en jou eie rebellie, pluk jy dit in jou kinders. Gebeur dit? In die beste families. Dit gebeur. Daai beginsel, so eenvoudig soos wat dit is en so ongelooflik soos wat dit is, sukkel ons om te verstaan. Want hoe is dit nou dat hierdie tiener van my nou so rebels is? Dan dink jy jouself, o ja, hoe was ek toe ek 14 jaar oud? Hoe was ek toe ek 15, 16, 17 jaar oud? Het ek onderwerp aan my ouers? Dan beteken ek moet na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my. Want ek het as tiener gerebelleer. Ek kan nie vir my kinders iets leer as ek nie self reggemaak. Okay, so ek wil daai beginsel, ek wil daai onderskeid tussen gehoorsaamheid en eerbied hê. Nou wil ek sê, as gelowige kinders van God, het ons nodig, en hoor mooi, om die identiteit van ons ouershuis te verruil vir die identiteit van ons Vader in die hemelse huis. Want die realiteit is, daar is nie iets soos 'n perfekte ouer nie. En daar is nie iets soos 'n perfekte ouershuis nie. Al het jy in die beste huis groot geword, al het jy ouers gehad wat vir jou lief was, en ek weet, hier's ouers hier, wat hulle kinders werklik lief het. Jy as mens het leemtes. En iewers of jy dit nou wil weet of nie, intentioneel, onintentioneel, gaan ons ouers, ons kinders seermaak. Maar God wil hê, ons moet die identiteit van ons ouershuis verruil vir die identiteit van die Vader se huis. En die gesindheid van die Vader se huis aanleer, soos vir ons die voorbeeld gestel teen ons ou broer, Jesus. Sodat ons daai gesindheid, daai hart, daai karakter, daai identiteit terug sal vat na ons familie van oorsprong. Ek moet gaan leer by die Vader se huis oor vaderskap. Ek moet gaan leer by die Vader se huis oor moederskap, oor kindskap, oor eerbied, oor gesindheid van onderwerping en nederigheid, oor gehoorsaamheid. Sodat ek terug kan kom in die beginsels wat ek daar gevat het, in die karakter wat ek hier aangeleer het, terug kan sit, identiteit van die Vader kan inbou in my huis. As ons net so 'n skrif of 3 oor daai identiteit kan deel, in die konteks van Efesiërs waar ek nou net gelees het, hoofstuk 5 sê hy, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So hy praat met huisgesin, hy praat met familie, en hy sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. As ek die gesindheid van Christus wat ek by die Vader moet gaan haal, terugvat na my huis toe, dan gaan ek iets moet leer van 'n onderdanigheid aan mekaar, 'n nederigheid teenoor mekaar. En nie boetie en sissie wat wil, jy weet, seker maak, ek word gehoor, en ek word geag, en ek word raak gesien, en my punt word gestaaf. Want ek regverdig myself, en ek maak seker almal hoor my in daai huis, en ek trek my boundaries vir almal, en ek sit 'n sign op my deur, en ek speel, jy hoor,
Christus moet ons aan mekaar onderdanig wees. Filippense 2 vers 3 en 4, hoor hier, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een familielid die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, ma en pa, seun en dogter, jy teenoor jou volwasse ouers. Moenie net aan jou eie belange dink nie, dink ook aan die belange van ander. En in vers 6 van Filippense 2, en dis maar die essens, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. As ons die identiteit van die Vader se huis terug gaan vat na ons eie huise toe, dan gaan ons die gesindheid van Christus na ons huise vat. En as ons in die gesindheid van Christus, en nou kan ons deurtrek, en dis nie nou die onderwerp van man teenoor vrou en vrou teenoor man, want ek as man moet my vrou lief hê, hoe? Soos Christus die kerk lief gehad het, en my vrou moet onderwerp aan my, soos wat Christus onderwerp het aan die Vader. Sjoe, dit gaan alles oor Christus se gesindheid. My kinders moet gehoorsaam wees aan my, want hulle verstaan dat deur gehoorsaamheid onderwerp aan hulle pa, onderwerp hulle eintlik aan die Vader. En dat jy jou eie ouers eer as volwassene, eer jy eintlik ook die Here. Daar's soveel beginsels. Dis so fondasie, goeders hierdie wat ek julle sê, maar ek wil vir julle sê, deursnee Christene val in boosheid. Net met wat ek nou gesê het. Ons sukkel nie. Veral as ons ouer word, veral as ons nou ons eie besluite verantwoordelik vir ons eie lewe is, ons het issues met ons paas en paas. En nou, omdat ons nie meer gehoorsaam aan hulle hoef te wees nie, nou gee ons te kenne. En ons kinders weet van hoe ons voel oor ouer. Maar tog verwag ons eerbied van hulle. Ons is nie besig om ons eie ouers te eerbiedig. Geen wonder ons sukkel in ons verhouding met die hemelse Vader. Want ons verstaan nie eerbied nie. Ons verstaan nie respek nie. Ons is 'n trotse nasie, Afrikaners verstaan ons respek, man. Staan ons op dit. Doen al die respekvolle goed. Goed, iemand moet plan. Maar ons respek is maskers. Ons respekteer op 'n afstand. En as ouma vir 'n week gekuier het en sy's terug huis toe, dankie Vader. Ons is nie besig om werklik te eerbiedig en te respekteer nie. Ons is nie besig om die gesindheid van Christus moet niks uit eersug of selfsug doen, maar in nederigheid ag die ander hoër as jouself. Nederigheid. Nederigheid. Hoe praat jy met jou ma? Hoe praat jy met jou pa? Hoe praat ons met mekaar voor die kinders? En ons verwag, hulle moet doen wat ons sê, nie wat ons doen. Hier is die realiteit, en ek het hierdie prentjie nou geskets van wat dit moet wees. Hier is die realiteit, daar is nie iets, en ek herhaal dit, soos 'n volmaakte ouer. Jou ouers gaan jou op een of ander stadium teleurstel. Amen. Jy as ouer gaan jou kinders teleurstel. Jou eie ouers gaan jou teleurstel. Dis onaanwendbaar, want ons is mens. Hulle is mens. Hulle gaan dinge sê wat jou bitterlik, baie
wat jou bitterlik seer gaan maak. Of hulle gaan iets doen wat jou intentioneel of onintentioneel gaan verwond. Hulle gaan jou teleurstel, hulle gaan jou seermaak, hulle gaan jou verwond. Jy gaan jou kinders teleurstel, seermaak, verwond. Jy gaan dit dalk nie eers bedoel nie, but it's gonna happen. In die beste huise gebeur. Daar's nie 'n resep hiervoor nie. Ek het al situasies gesien waar die ouers uit die bus uitval, waar die kinders doen iets met hulle lewe. Dan sien ek situasies waar die ouers godly is, godvreesende mense is, maar die kinders in die pad bysig genoem. Jy gee jou beste, jy gee jou alles, maar die vyand is daarop uit om weeskinders te maak van ons almal. En hy kry dit reg om jou ouers se beste intensies te twis, sodat jy as tiener of as jong volwassene, jy verset jouself teen hulle en jy maak jou hart toe. Ja. En daai ding trek deur na jou as volwassene. En op 'n stadium het jy nou die verhouding half so dat jy met mekaar praat, maar nooit is jy besig om jou ouers, jou ma, jou pa in jou hart toe te laat. Jy het jou hart verset teenoor hulle. En daai verwyt, daai veroordeling wat jy dra, trek deur na jou verhouding met die Here. Jy kry nie deurbraak in 'n intieme koneksie met die Vader nie, want jy het 'n versetting, jy het 'n stuk oordeel teenoor jou pa of teenoor jou ma. Jy het ook die wonderlike verhouding met jou pa, maar jou ma. Jy hoor, dit kan die kant toe, of daai kant toe trek. En jy is nie so eerlik daaroor nie. As jy eerlik met jouself moet wees, daai tikkie byt in jou stem in die kombuis, wys dat daar eintlik 'n stuk versetting in jou hart is. Wanneer hierdie gebeur, wanneer hierdie verwonding gebeur, wanneer hierdie seer gebeur, wanneer dit gebeur, het jy 'n keuse om te maak, en hoor mooi, kyk, gaan jy jou hart teenoor jou ouers toesluit, gaan jy in verharding bly teenoor hulle, gaan jy toelaat dat verwerping en verwyt en veroordeling en verbittering jou van die binnekant af opvreet, because that's what it does. Daai veroordeling, judgment, die vingerwys, niemand doen nie, ons doen. Of gaan jy reageer met vergifnis en vryspraak? Hoe? Soos Jesus jou vergewe het. Met 'n keuse om te maak. Vashou aan verwyt, verharding van jou hart, of laat gaan en kies om te vergewe en vry te spreek. Hoor mooi, soveel van ons regverdig ons oneerbiedige en disrespekvolle gesindheid teenoor ons ouers, want ons het seer gekry. Hulle het ons seer gemaak, hulle het ons te nagekom. Hulle is nie daar vir ons nie. Hulle is uit net vir hulle eie belange. So ons regverdig ons disrespekvolle, oneerbiedige gesindheid teenoor hulle met die seer wat ons ervaar. Maar hoor hier, al kan jy dit hoe sugarcoat, al kan jy dit hoe regverdig, al het jy hoeveel redes vir dit bly oneer, en dit bly disrespek. En jy, kind van God, het nodig om dit te bely, en jy het nodig om vergifnis te vra daarvoor. Maar jou disrespek teenoor jou ouers maak 'n deurwaarheid oop vir die vyand om te steel by jou en jou nageslag.
Want daai belofte eer jou ouers met 'n belofte, sodat jy 'n lang lewe kan hê en dit met jou goed kan gaan in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy wil jou kinders grootmaak in voorspoed, maar jy's besig om jou eie voorspoed te poetjie, deurdat jy vasklou aan oordeel. En jy tree in disrespek teenoor jou eie. Ek praat nou oor ouers. Hierdie ding kan deurtrek na jou ou boet in Koekenaap. Dit kan deurtrek na jou sussie wat dit gedoen het. En jou sussie moes op 'n stadium instaan, want ma was in die hospitaal en jou sussie het opgetree in die beste belang en sy het jou seer gemaak. En jy het 'n kwessie in jou hart met jou sussie en jy en jou sussie bly nou beide van mekaar al weg en you're not talking. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei, jy spraak die Here met my telefoon op 'n belle broer van my. Here sê jy moet bietjie met jou broer praat, ja. Kyk nie preek vir die gemeente hier oor nie. Jy is besig om jou broer te praat. Waar my broer? Hier kom ek agter 2 maande terug was my broer se laaitie van 1 in ICU en ek en hy se verhouding is eers van so aard dat hy die vrymoedigheid gehad om vir my te sê my seun is in ICU. Dis ek, die pastoor, se familieverhouding. Waar trek jy? En ek moet sê, ek is jammer. Ek is jammer, ek was nie daar vir jou. Ek is jammer, jy is nie bewus. Ekskuus, ek was nie bewus nie, en jy het nie vrymoedigheid gehad om eers met my te praat nie. Hy is nie miskien kwaad of vies of wat ook al nie, maar as ek eerlik moet wees, is daar iets siekie, wanneer my ma dood is, en daar iets gebeur in ons verhouding, ons krapperigheid, en I'm not busy sorting it out. Ek kan sê, ek het hom vergewe, maar die verhouding is nie herstel. Soveel so, dat sy seun, wat by the way my naam dra, Jacques Arrie Tron, sy seun is Arrie. En klein Arrie kon dood gewees het. En ek sou nie eens geweet het. Wat sê dit van my verhouding? Yes, nou wil ek preek oor intimiteit met die Vader. Ek wil preek oor connect met die Here. En kom ons kom in die teenwoordigheid van die Here, want dit is ons jaar tema. Kom geestelike familie, en ons almal is in trane voor die Here, maar tussentyd is dit my fisiese familie. Nie 'n goeie verhouding nie. Wat doen ek? As ek fake? Kerk? Ons kan hier op ons knieë voor die Here lê en die Here aanbidding wees, maar as ons nie in goeie verhouding met ons eie familie kan staan nie, dan is ons besig om die pot te mis. Jy kwessie met jou pa het en jy wil nie met jou hemelse Vader praat, o ja, die Here het my lief, maar my pa, nee, nie moet ompraat nie. Jy kan dit hoe sugarcoat. Jy het 'n kwessie met my. Jy het nodig om dit vir die Here te erken. En dit te bely. Hoor hierdie verhaal. As 2 broers. Weet of ek al hierdie verhaal in die kerk vertel het nie, maar hier gaan hy. As 2 broers, groot geword in dieselfde huis, dieselfde hand-me-down klere gedra, selfde pa en ma. En hierdie 2 broers is volwassenes en het elkeen in 'n rigting in die lewe gegaan. En hier's 'n joernalis wat agter hierdie storie kom. Want wat gebeur het die een broer is in New York. Hy is die CEO van hierdie maatskappy, een van hierdie wolkekrabbers. Goeie woord daai, hè? Wolkekrabbers, skyscraper. Okay, wolkekrabber. Okay, hy is een van die CEO's van hierdie groot geboue in Wall Street. Maar die ander boetie is op straat. Jy gaan hom vind iewers in 'n donker steegie waar hy onder koerante slaap. Dis die joernalis wat agter die kap van hierdie bou wil kom.
Sy wil 'n onderhoud voer met beide. Sy kon nie 'n einding skryf by die CEO nie, sy moes maande wag. Terwyl sy vir maande wag om net 'n afspraak by hom te kry, want so belangrik is hy, toe gaan soek sy die hobo, Boetie. En sy vind hom uiteindelik met straattelegramme, nee, miskien daar, en 12 uur die dag kry sy hom hier onder 'n klomp bokse, besope, onderbedwelmd, vuil, stink, verslete klede. En sy bring toe iets te ete en bring 'n bak water en net sy gesig kan afspoel. En sy sit uiteindelik terwyl hy 'n broodjie eet, sit sy met hom en praat en sê, vertel my van jou lewe. En hy begin haar te vertel van sy lewe. Hy groot geword het, sy pa, sy ma, sy ouers huis, sy broer en. En dit is 'n geweldige storie. Hierdie man was op 'n stadium iets, hy het op 'n stadium 'n klomp goed bereik, hy het homself probeer bewys, en hy het suksesse behaal, maar alles het uiteindelik in sy gesig ontplof. En sy vra vir hom, as jy vir my een rede kan gee, hoekom jy is waar jy is, wat sal dit wees? En hy kyk haar so met 'n reguit, strak gesig, en hy sê, as jy 'n pa, soos ek gehad, sal jy dalk dieselfde oor. Skryf dit neer. Sy gaan na die CEO toe, kry uiteindelik 'n afspraak by hom op, met hierdie geweldige gebou, kom en sy, hy het 'n 180 grade view van New York. Hy ruik die dierhout. Sy lesenaar het hierdie leer sitkamer stil. Sy sit met hom hierdie onderhoud, hulle kry hierdie fancy cappuccino's waarvan net Robbie hou, en so voort. En daar sit hulle en gesels. Dis intimiderend. Sy dag maar oké, sy gaan dieselfde vrae vra. Sê, vertel my van jou lewensstorie. Vertel my van jou suksesverhaal. En hy is natuurlijk, hy soek die geleentheid. So hy kleer die storie in, want hier is 'n joernalis wat vir hom in sy besigheid exposure kan gee. En so vertel hy haar van sy pa en sy ma, sy grootvader en sy broer. Het jy kontak met jou broer? Nee, seker 10 jaar laas. Min wetende is sy broer 'n blok van haar. In 'n steegie. En uiteindelik vra sy vir hom, as jy vir my een rede kan gee vir jou sukses, wat sal dit wees? Hy sê, as jy 'n pa soos ek gehad het, sal dit ook jou motiveer wees om iets met jou lewe te doen. Dis hoekom ek vandag hier. Selfe 2 broers, selfe ouers huis, selfe pa. En al 2 blameer hulle pa. Blameer hulle ouers. Wat is jou rede vir die verbrokkeling van my verhouding? Ek het op 'n draaipunt in my lewe gestaan met 'n verhouding wat verbrokkel het. Onherstelbaar. En 'n geestelike vader van my in daai oomblik sê vir my, Jock, hoeveel persentasie aandeel dink jy het jy in die verbrokkeling van hierdie verhouding? Wat is jou persentasie wat jy dra? Ek kan nie onthou wat ek vir hom gesê het, ek was redelik, is ons altyd die ander se skuld, is dit nie? Dit is nooit jou skuld nie. As ek nou die reeds jou gegee met die broer van my, hoekom ek en hy gepraat het om sy skuld? Jy weet ons Kobus, is ons alles aan hom. Sê hy broer. Want ons vind altyd die fout by die ander persoon. En ek gee 'n persentasie, ek weet jy wat gesê, 10%, 15%. En hierdie geestelike vader van my sê vir my, Jock, goed, vat jy net 100% verantwoordelikheid vir jou 15% aandeel. Dan gaan jy in een stuk hieruit kom. Maar solank as wat jy die fout wil plaas by die ander persoon, gaan jy nooit in jou lewe verby hierdie gebroke verhouding kan kom. En jy bly sê, dis haar skuld.
Dis sy skuld. Wat is jou rede hoekom jy en jou pa, hoekom jy en jou ma, hoekom jy en jou broer, hoekom jy in 'n ex-vrou nie in verhouding staan? Nie maar sy skuld. Nie my skuld. Dink jy dra nog 2% skuld? Vat dan 100% verantwoordelikheid vir jou 2%. Jy mag dalk vir my sê, Jacques, jy weet nie wat my pa aan my gedoen het nie. Hy verdien nie my vergifnis nie. Toe ek my ouers nodig gehad het, was hulle nie vir daar nie. Toe ek my broer nodig gehad het, het hy nie gepitch nie. Toe ek in die nood was niemand in my familie vir my daar nie. Ons kan nou teruggaan na Lion King toe. If the world turns its back on you, you're gonna turn your back on the world. Hakuna Matata. Means no worries. All the rest of your days. It's our problem. Ek was nooit goed genoeg vir my pa nie. Ek was nooit goed genoeg vir my pa. Hoor 'n bietjie wat sê die woord. Ekskuus, ek is amper besig om aan die einde toe kom. Ek wil hê jy moet nou luister. Jy wil blaai sien toe Matteus 7 vers 1 tot 3. Matteus 7 hoor. Het jy onthou? Moenie oordeel nie. Sê saam met my. Lees verder, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Oor julle nie geoordeel. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak in jou broer, in jou pa, in jou ma se oog, maar die balk in jou eie oog sien jy nie raak? Al eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter, so jy mooi kan sien, voordat jy die splinter in hulle oog al uithaal. Jy sit met oordeel in jou hart, en jou pa, jou ma, jou broer, het jou dalk werklik te nagekom, hoor my. Maar jy sit met oordeel in jou hart teenoor hulle. Jy sit verbitterd teenoor hulle. En oordeel, verbittering, verwyd, dra nie die Here se goedkeuring weg nie. Dit is nie respek en eer nie. Dit kom nie van die Here nie. Baie nou saam met my, 2 hoofstukke vorentoe, Matteus 5, vers 23 tot 24. Matteus 5, vers 23 tot 24. Ek lees hom in die boodskap vertaling. As jy na die tempel gaan om 'n offer aan God te bring, lees jy vanoggend in die kerk. Ons het nou nie vanoggend gesing nie, ons kon net so gesing het, Robbie, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Jy bring jou offer van jou lewe na die Here toe. Jy sê, Here, hier's my lewe. Hier's my lewe. Maar terwyl jy jou offer bring, onthou jy skielik dat 'n familielid van jou pa, jou ma, het nog iets teen jou. Hoor mooi. Is om die een of ander rede kwaad vir jou, nie jy vir hulle nie.
Hulle vir jou. Want jy is mos onskuldig. Onthou jy mos nou. Hulle het 'n kwessie met jou. Die Here sê, los jou offer net daar. Laat staan jou offer daar. Gaan dadelik, gaan maak reg met jou pa. Gaan maak reg met jou ma. Gaan maak reg met jou broer. Gaan maak reg met jou kind. En as jy die verhouding herstel het, kom dan. Lord, I give you my heart. Bring dan jou offer na die Here. Andersins beteken jou offer niks as jou verhoudings in vlarke lê. Wat vra die Here van jou? En dis waar ek nou voel ons moet ernstig raak. Ek wil hê jy moet hoor. Wat vra die Here van jou? Twee goed. Eerstens, laat gaan van die oordeel. Laat gaan die verwyt. Laat gaan die verbitterheid. En vergewe. Spreek vry. As jy mooi daaroor dink, jy wat dalk nou al volwasse is, jy het nog hierdie kwessie met jou pa of jou ma, maar hoe voel jou kinders nie teenoor jou? Laat gaan van die verwyt. Stop met die oordeel. Vergewe hulle. Spreek hulle vry. En tweedens, gaan maak reg wat verkeerd is. Moenie dink ek het nou my ma vergewe man, ek het my pa vergewe, maar is nou sy saak as hy nie met my wil kontak hê nie. Ek het my broer vergewe. Dis sy saak as hy my nie laat weet as sy seun in ICU is nie. Is dit die gesindheid van Christus? Nee. Wie is jy die een wat nederig is? En gaan maak reg. As jy weet jou broer het nog iets teen jou. Gaan niet. Gaan vra jy om vergifnis vir jou aandeel. Dalk is dit die 2% aandeel wat jy dink jy het. Gaan vat jy 100% verantwoordelikheid op. Ek is jammer. Ek is jammer, pa. Vir die oordeel in my hart teenoor jou. Vergewe my. Versoen met hulle. Maak vrede met hulle. En herstel die verhouding. Jy sien vergifnis, jy wat vergewe en jy wat vergifnis vra. Jy hoor, vergifnis maak die deur oop vir genesing. As daar nie vergifnis kom nie, kan genesing nie gebeur nie. Jy nie sê vergewe my. Ek vergewe jou. Kom ons herstel. Kan genesing nie plaasvind. Sonder vergifnis bly die hart hard en bitter. Sonder vergifnis bly die wonde vlak en seer. As daar vergifnis kom, dan daar genesing. Maak eerste dinge reg in jou verhoudinge. Vergewe, spreek fyn, herstel, voor jy jou lewe aan God bring. Voor God bring in diens of in aanbidding. Die grootste offer is die herstel van verhouding.
Ons sluit die oë. Ek gaan opsetlik terwyl elke oog gesluit is, gaan ek tyd gee dat ons die woord wat gebring is ter harte kan neem. Net daar waar jy is, praat met die Here. Vra dat die Here met jou praat. Dat hy jou oortuig. Terwyl jou oë gesluit is, praat met die Here. En jou oomblik gee. Jy weet wat die oordeel in jou hart is. Jy blameer jou kind, want tussentyd dra jy oordeel in jou hart. Jy is kwaad vir jou pa, vir wat hy gedoen het, en vir hy wat uitgeloop het op jou. Maar jy dra die verbittering saam met jou. Net daar waar jy is, praat met die Here. Die oë gesluit is, sê Here vanoggend met jou praat. Weet wat ek nou vra is radikaal. Jy het dalk nodig vanoggend om te sê, Here, vergewe my. Vergewe my vir my bitterheid. Vergewe my vir my oordeel. Ek wil kies om my pa, my ma, my broer te vergewe. As dit jy is, as jy nodig het om te vergewe, en as jy nodig het om te sê, Here, vergewe my vir die oordeel, vir die verwyte in my hart. En daar in jou bank, ek gaan dit hier voordoen. Wil jy nie saam met my, as dit vir jou moontlik is, op die knieë gaan nie. Ek het nodig om te vra, Here, vergewe my. Gaan saam met my op jou knieë, as dit vir jou moontlik. Vader, ons kies vanoggend om ons ouers te vergewe vir die seer, vir die pyn, vir dalk die woorde sonder dat hulle besef het, vir die kere wat ons hulle nodig gehad het en hulle nie besef het nie en hulle nie daar was nie. En ons kies Here om die oordeel in ons hart en die verwyte en die bitterheid te laat gaan. Ons kies om hulle vry te spreek vanoggend. Dalk is daar 'n broer of 'n suster wat ons moet vryspreek vanoggend. Ons wil ons familie van oorsprong na U toe bring en sê, Here, ons vergewe vir die leemtes wat daar was. Die pyn wat ons beleef het, die hartseer. Ons laat gaan. Ons laat gaan daai verwyte. Vat ons harde hart vanoggend. Gee ons weer 'n hart van vrees. Maar Here, dan kom ons ook in hierdie oomblik, Here. En ons bring ons bitterheid. Hoe kan ons hulle vergewe, maar ons sê nie, Here, vergewe my nie.
En ek vra Here dat U die durf, die waagmoed sal skep in hierdie vertrek, dat mense na hulle ouers toe sal gaan, dat mense na hulle broers die foon sal optel en 'n boetie bel en sê, weet jy wat, hoe gaan dit? Wil jy nie my vergewe nie? Ek moes al lank al gebel het, maar ek het nie, want eintlik sit ek nog in my hart met 'n stuk verwyte, vergewe my. Ek wil regmaak met jou. Ek wil die verhouding herstel. En dit is vir my moeilik. Ek weet nie hoe nie. Maar hier is ek. Ek wil regmaak. Sal U vrede bewerkstellig, Here, in ons verhoudings. Sal U herstel bring tussen ons families. Here, hoe kan ons hier wees op 'n Sondag en ons offer na U te bring en ons lewens na U te bring, maar Here, ons mis dit in ons huise. Ons mis dit in ons families. Vergewe my. Ek wil my skuld na U te bring. En ek wil 100% verantwoordelikheid vat vir my skuld. Hoe klein ek ook al dink dit is. Vergewe my. Sal U deur U bloed reinig. Sal U die hardheid uithaal. Sal U die wonde begin genees. In Jesus naam. Dankie, Vader. Dankie. Amen. Net vanuit hierdie bedieningsmoment sien ek Anja het 'n lied op in die skadu. Ons sing net hierdie lied.